Goeiemôre broer en suster. Kom ons probeer weer. Goeiemôre broer en suster. Het is 'n voorreg om almal te verwelkom in hierdie oggend. Dit is 'n voorreg om saam hier te kan wees as medegelowiges, om saam in die naam van die Here te loof en te prys, ook vir sy goedheid en sy genade. Ons gaan hierdie erediens begin met ons toetrede lied. Ons gaan saam sing staande, dan lied 169. Dan kan u daarna weer die plek inneem. Kom ons bid saam. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevaar. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sê jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Here groet jou vanmôre met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit deur die kragtige werking van sy Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan en sing ons hartlik saam lied 200. Ons sing dit vers 1 tot 3 van die lied staande, dan kan u weer u plek inneem. wat ons in die liefde
wat U my wys nie kon. Nee, Here, U lig my wil en strewe, U woord by my geduldig bly. Vul met U liefde ook my lewe, om my in alles U te wy. Broer en suster, in Deuteronomium hoofstuk 6 hoor ons die skrywer wat kom sê, die Here wat sê, dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings wat die Here julle God my beveel het om vir julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. Net die vorige hoofstuk is dit weer die herhaling van die 10 gebooie in Deuteronomium 5, en die volk is op die drempel om in hierdie beloofde land in te gaan. In die herinnering, God is teenwoordig. Hy vra van jou en vir die volk om hom te dien daar waar hulle gaan. En dan kom die skrywer en hy sê, so sal jy die Here jou God jou hele lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag, en dan sal jy lang lewe hê. As jy luister Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sê jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders jou beloof het. Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet jy in jou gedagte bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in die huis is, as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Die erns waartoe ek en jy opgeroep word as gelowiges om hierdie geloof, die God wat ons dien, vir ons kinders te vertel, om te vertel van die goedheid en die guns waarvan ons sing, om te vertel dat die lewe, dat die Here vir my en vir jou vra, om hom lief te hê met hart en siel en al ons kragte. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stil gebed, waar ons self met die Here kan praat. Here, is 'n voorreg om vanmôre so by mekaar te kan kom. Here, so aan die begin van 'n week, in hierdie oomblik, ook te kan hoor, Here, dat U met ons elkeen 'n pad stap. Dankie, Here, dat U met ons in 'n verhouding kom staan. Here, dat U, Here van ons, Here ook vra, Here, om 'n lewe te leef tot U eer. 'n Lewe, Here, waar U ons enigste Here is, waar ons U sal lief hê met ons hele hart, ons hele siel en met al ons kragte. Here, en die mense rondom ons, soos onsself, mag ons, Here, dit vir ons kinders leer, mag ons dit uitleef, mag ons 'n voorbeeld leef, 'n getuienis van U wat 'n werklikheid is in ons lewe. En daar waar ons struikel, Here, daar waar ons val, daar waar ons sukkel, Here, kom help ons, kom lei ons weer op die beproefde pad. Ons
kom bid dit, Here, en ons kom vra dit in U naam. Amen. As ons lees oor 'n groot stuk genade, dan lees ons dit in 1 Johannes hoofstuk 4. Die belofte hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan dat die Vader die Seun as redder na die wêreld toe gestuur het. Die bely dat Jesus die Seun van God is. God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome bereik met ons. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan die liefde wat Christus vir ons het uitleef en uitdra, met die wete dat hy in ons teenwoordig is deur sy gees, dat hy by ons is om ons te lei, daar waar ons gaan. Kom ons staan, en sing ons hierdie volgende lied, dan ook hartlik saam. Die 2, 4, 5, ons sing weer vers 1 tot 3 van die lied. Ek wou vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het die guns my aangebied. Ek loof en prys U derentyd. Ek loof en prys U derentyd. En roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen die Heer aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys U derentyd. Ek loof en prys U derentyd. En roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in U beskerming. By U sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys U derentyd. Ek loof en prys U derentyd. En roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. Broer en suster, ons gaan saam lees in die boek van Jesaja. Ons gaan daar lees hier in die middel min of meer, Jesaja 49, wat ons gaan saam lees vers 1 tot 7 uit hierdie boek. Kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om te kan sing, Here, van die goedheid, van die guns,
Here, van die vergifnis, van die genade wat ons ontvang, van die wete, Here, dat U ons beskerm, dat U ons onderhou, en dat U, Here, ook self, U kerk, hier by mekaar bring. Dankie, Here, dat ons ook in so afhanklikheid kan kom bid, kan kom vra, Here, dat U woord vir ons sal oopbreek. Here, dat ons sal hoor en dat ons sal doen wat U van ons vra. Ons kom bid dit. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So wat ek gesê het, ons skriflesing, Jesaja 49, vanaf vers 1. En luister na my eilande, gee aandag, nasies wat ver is. Die Here het my van voor my geboorte af al geroep, toe ek nog in my moeder se liggaam was. Hy het my op my naam genoem. Hy het my mond so skerp swaard gemaak, my in die skaduwee van sy hand verberg. Hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak ek my mag bekend. Ek het gedink, ek het te vergeefs vermoei, ek het my heeltemal verniet afgesloof, maar die Here sal my aan my reg laat geskied, my God sal my beloon. En nou maak die Here 'n aankondiging, hy wat my in die moederskoot al sy dienaar gemaak het, om Jakob na hom terug te bring, sodat Israel nie weer verstrooi sal wees nie. Die Here het my 'n belangrike opdrag gegee, en my God gee my die krag om dit te doen. Hy het gesê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is, om die stamme van Jakob te herstel, om die Israeliete wat gered is, terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. So sê die Here, die Heilige, die Israel, sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, en wat 'n dienaar van regeerders is. Konings sal sien wat gebeur, en sal opstaan, leiers sal buig, tot eer van die Here, wat getrou is, die Heiland van Israel, wat jou uitverkies het. Tot sover ons skriflesing van môre. As ons na die gedeelte kyk, dan sien ons, as ons 'n bietjie terugbraai na Jesaja 42 toe, dan sien ons hoe die profeet iets wil tuisbring van 'n dienaar wat God regmaak vir sy volk, 'n individu, 'n persoon wat vir hierdie volk gestuur is. In hierdie gedeelte is dit juis dat hierdie persoon nie net gestuur word vir die volk Israel nie, maar vir die wêreld. Dat hy sal uitgaan na die nasies toe, maar die wonder is dat hierdie persoon geroep is van sy geboorte af. En soos Jeremia in Jeremia 11, as ons daar lees, die pyn van hierdie roeping ervaar, die moedeloosheid, die wete, maar waar is God in dit wat ek doen? So beleef hierdie persoon ook hierdie vraag. Hy het hierdie opoffering gemaak. En nou wat? Is dit alles te vergeefs, so wat ons in die gedeelte lees? Dit is duidelik dat hy eenkant toe geskuif is, dit is duidelik dat hy verag is, dit is duidelik dat hy eintlik moedeloos is. Want Here, kyk hoe gaan dit met hierdie volk hier rondom my. My werk kom tot niks. As ons dink aan hierdie jaar, vandag is die 1 Februarie, eerste maand is verby, die eerste 4 weke. Nou, ons kan 'n klomp goed vir mekaar sê, maar ek dink een van die belangrikste goedes is wat ons mekaar kan sê vandag, is die lewe is daarom soms nie maklik nie. Partykeer is, as ons kyk na hierdie wêreld, na hierdie lewe, dan sê ons mekaar, maar is dit regtig hoe hierdie jaar moet afskop? Is dit regtig
alles wat moes gebeur het. Ons elkeen het al heel waarskynlik in die eerste paar weke van hierdie nuwe jaar ons quota van slegte nuus beleef. As ons na die gedeelte kyk, ons kyk so 'n bietjie na die wêreld, dan kom sê daar 'n klomp ouens vir ons, nee, ek en jy moet maar aanvaar dat die wêreld moeilik is, dat die wêreld dit wat in hierdie wêreld gebeur, dat ek en jy eintlik niks daaraan kan doen nie, dat dit wat ons, die situasie waarin ons is, eintlik, dat ons dit maar net moet aanvaar. En eers as ons dit aanvaar het, kan ons op 'n manier dan iets daaraan doen. Dan kan ons mekaar sê, maar ons beklei nie meer teen die moeilikhede nie. Ons beklei teen die omstandighede, dit wat ek en jy beleef. Ons kan 'n plan maak om uit die omstandighede te kom. Ek dink jy gaan vir my saam met my stem as dit maar net so maklik was. Ons maar net op 'n manier kon sê, maar weet jy wat, dit gaan nie meer oor die moeilikhede nie. Die wêreld is inherent, is ons op 'n slegte plek, en ek en jy moet dit nou maar net op 'n manier aanvaar, en dan is alles hankie-dorie, dan gaan ons aan met die lewe op ons eie trant. As ons so 'n bietjie terugblaai, dan sien ons in Exodus hoofstuk 2, waar die volk op 'n plek is waar hulle sê, Here, sien ons raak. Ons het hierdie lyding, ons ly onder die Farao. Ons sien in Exodus hoofstuk 2 waar God vir Moses kom sê by die brandende bos, ek het hulle gekreun gehoor. God het aan hulle gedink, aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. God het die Israeliete raak gesien. Ja, God het kennis geneem. As ons na hierdie gedeelte kyk, na hierdie paar versies kyk, dan sien ons die volgende 4 goed. God het gehoor, God het gedink, God het raak gesien, God het kennis geneem. Hy het nie een kant gestaan nie. Dan lees ons verder in die gedeelte waar hy sê, maar God het afgekom om hulle uit die mag van die Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. As die moeilikhede van die lewe dreig om ons te oorweldig, as ek en jy voel dat ons te vergeefs werk, dat dit wat ons aanpak eintlik nutteloos is, as jy bid en die antwoorde kry nie, dan kan jy weer nodig om hierdie Here raak te sien. Het ons weer nodig om vir mekaar te sê, maar God is in sy grootheid en sy almag is hy teenwoordig. Die God wat aan die beweeg kom, wanneer die moeilikhede van hierdie wêreld ons tref. As ons na die gedeelte kyk, dan sien ons hoe hierdie selfde gedagte oorgedra word na Jesaja 49. Die volk wat in ballingskap is, die volk wat eintlik op 'n plek sit waar hulle sê, maar Here, ons is moeg. Here, ons weet nie meer nie, Here, ons kan nie meer nie. En hierdie gedeelte wat die profeet kom sê, wat die profeet kom vra, ek het my te vergeefs vermoei. Ek het my heeltemal verniet afgesloof. Kom sê hy in hierdie gedeelte, moedeloos. Die teendeel gebeur, die belofte van God se teenwoordigheid, die belofte van God wat kom sê, maar ek is daar. Die uiteinde van alles sal suksesvol wees. Maar gee die Here kans. Dis nie net die Jode wat verlos moet word nie, dis nie net die Israel wat eenkant gesit word nie, maar dit is hierdie volk wat 'n lig vir die wêreld moet wees.
Wat daar waar hulle gaan ten spyte van die teenkant, ten spyte van die moeilikhede, kan sê, maar ons behoort aan God. God is in ons teenwoordig. Die Here is hier. Dis wat ons kan ervaar. Dat dit juis in ons eie moedeloosheid is wat ons bemoediging ervaar. En dis nie 'n bemoediging wat ons self aanvuur nie, dis 'n bemoediging want God is saam met ons op pad. 'n Bemoediging want die Here is groter as die situasie wat ek en jy beleef. Die werk waarin ons staan, dit wat ek en jy doen, is God se werk. God is in beheer. En wat ek en jy telkens nodig het, is om onsself weer telkens te herinner, weer en weer tot die besef te kom, dat ek en jy besig is, daar waar ons gaan, met God se werk. Ons is almal daar waar ons besig is, God se gestuurdes, God se getuies, God se dienaars, besig met ons klein aandeel eintlik, om 'n verskil te maak, 'n voorbeeld te wees, vir ons kinders, 'n voorbeeld te wees vir die mense rondom ons. En as ek en jy dit baie keer net sal besef, dan maak dit nie saak wat gebeur nie. Dit maak ewe skielik nie saak hoe die situasie lyk nie, want ons doen dit nie vir onsself nie. Ons doen dit met die wete God is by ons teenwoordig. En dit gaan vir elke faset van ons lewe. Nie net ons geestelike lewe nie, maar daar waar ek en jy besig is, doen ons dit wat ons doen, tot eer van God, en God voorsien. Want die werk behoort aan die Here. Die uitkoms is in sy hande. Ek dink dis seker een van die moeilikste goed om te aanvaar, is om dit vir mekaar te sê, die uitkoms van die situasie wat ek en jy mee sukkel, is in God se hande. Want ons wil so graag beheer hê, ons wil so graag vir mekaar sê, maar ons moet net hierdie moeilikhede aanvaar, ons moet net die sleg in die wêreld aanvaar, dit gebeur en dan kan ons in die situasie werk. Hierdie kom sê is anders. Die uitkoms, dit wat ek en jy doen, die situasie wat ek en jy beleef, is in God se hande. En dan kan ons moed skep, dan kan ons mekaar sê, maar dit gaan nie meer oor ons pogings nie, dit gaan nie meer oor wat ons doen nie, maar dit gaan oor die wete dat God in sy grootheid vir my en vir jou sy goedheid, sy guns en sy genade kom gee. Dat ek en jy sal volhard, ten spyte van 'n samelewing se getuienis wat God verwerp. Ons kan moed skep uit die feit dat die waarde van my en jou werk, ons pogings, nie opweeg teen die grootheid van God nie. God is in beheer. Ons lees in Openbaring 2 vers 10, nie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom. En julle sal 10 dae lank baie swaar kry. Dan die oproep, bly getrou tot die dood toe. En ek sal julle die lewe as kroon gee. Bly getrou, volhard, hou aan, moenie moed opgee nie. Moenie terugstaan nie, moenie sê maar hierdie wêreld is groter as, die probleme is groter nie. God is in beheer. God hou ons vas. En dit laat 'n ou werklik besef, maar die duisternis kan die lig, wat God vir ons bring, wat God is, kan die duisternis nie uitdoof nie. En as ons dit vir mekaar sê, en sê ons weer vir mekaar, die werk is God se.
In die geskiedenis lees ons baie daarvan. As ons dink in die hervorming, 1517 Martin Luther, so 'n bietjie voor hom, is daar 'n man met die naam John Wycliffe. Wat hom so belangrik maak, hy is die persoon wat die eerste pogings aangewend het om die Bybel te vertaal van Latyn in daai spesifieke stadium in Engels. 1329 is hy gebore. Sy verhaal speel so 'n bietjie af, hy stoei die heeltyd om hierdie Bybel vertaal te kry, en die priesters van daai tyd is teen hom. Hulle sê vir hom, hoorie, jy gaan hel toe. Jy moenie dit doen nie. Dis nie wat God van ons vra nie. Hy stop toe vir so 'n oomblik. So 'n bietjie later in sy lewe, op 52-jarige ouderdom, kry hy 'n groot siekbed. 'n Plek waar hy sê, maar hier is eintlik geen uitkoms nie. En op hierdie 52-jarige ouderdom is daar nog steeds hierdie persone wat teen hom is, wat vir hom sê, jy moet jou sonde bely. Om die Bybel vir alle mense toeganklik te maak, is verkeerd. Dit is net die geleerdes wat dit mag hê. As dit nou vandag se terme kon sit, die Bybel sal nie daar wees nie. Dis net die geleerdes. En Psalm 118 val hom weer by. Ek sal nie sterwe nie. Ek sal lewe en van die dade van die Here getuig. Die verhaal loop, en onthou, dis nie die storie nie, dis 'n ware verhaal. Deel van die hervorming van die kerk. Op 55-jarige ouderdom sterf John Wycliffe. Hy sterf van 'n beroerte. Net voor dit, 52 siek, 55 oorlede aan 'n beroerte, en in 3 jaar se tyd is die Bybel in Engels vertaal. Eintlik die begin van die hervorming. 'n Stukkie waar ons vir mekaar sê, maar dit word so 'n bietjie eenkant toe geskuif, om te volhard ten spyte van die wêreld. Ten spyte van dit wat ek en jy beleef, ten spyte van die neus wat ons hoor, ag man, jy simpel. Dis wat ons mos gewoonlik hoor. Ten spyte van dit alles, ek sal aanhou. Ek sluit af. In hierdie oggend is die oproep om te sê, maar kom ons skep moed. So aan die begin van die jaar, waar ons oor 'n klomp goed wonder, waar ons 'n klomp bekommernisse voor ons het, waar ons alreeds 'n lys van goed by mekaar kan sit, waar ons mekaar sien, waar ons weet nie wat hierdie jaar verder gaan inhou nie. Ons lydings, ons opofferings is nooit verniet nie. Die vrug van ons gesamentlike arbeid, dit wat ek en jy saam poog, saam doen, sal nie tot niet gaan nie. Die belofte in Jesaja 49 is dat die koning en die leiers van hierdie wêreld uiteindelik sal erken dat die Here God is. Ons lees in vers 7, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word, en wat 'n dienaar van regverdig is, koning sal sien wat gebeur en sal opstaan. Leiers sal buig tot eer van die Here wat getrou is, die Heilige van Israel. Mag ek en jy, as ons kyk na hierdie jaar, al die berigte, al die ons eie persoonlike krisisse, mag ons skouer aan die wiel sit, mag ons moed skep, en mag ons doen wat God van ons vra. Ons kan en ons moet ons roeping uitleef om 'n lig in hierdie wêreld te wees. En so ook as ons dink aan die doop van vanmôre, die belewenis van God se verbond wat aangaan. God wat sê, maar jy sal my kind wees, ek sal jou God wees.
Die bevestiging daardeur deur die nagmaal. Ek het myself vir jou gegee. Lewe naby my en wees opreg. Mag ek en jy dit uitleef tot eer van die Here. Want die werk is God se werk. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, dankie Here dat ons kan stil word in die wete dat U in die grootheid en die genade, Here, ons ook kom bemoedig. Here, in besonder kom dank ons U, Here, dat ons, Here, op U kan reken, dat U nie een kan staan nie, maar dat U in ons lyding, in ons moeilike tye teenwoordig is. Here, as ons dink aan hierdie wêreld, as ons die nuusberigte raak lees, kan ons soveel goed opnoem. Here, wat al reeds vir ons kommer is in hierdie jaar. Maar dankie Here dat U ons ook bemoedig. Dat U ons nie los nie, dat U vir ons kom toevou in U goedheid, in die genade en die wete, Here, dat U naby ons is, dat U in ons teenwoordig is deur U Gees. Ons kom bid en kom vra aan U, Here, lei ons ook so elke dag, dat ons deel sal doen, dat ons getuie van U sal wees, dat ons lig sal laat skyn van 'n God wat getrou is. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Broer en suster, dit is my voorreg om ook vanmôre vir klein Clara te kan doop. Ons sê daarvoor, sommer so ook aan die begin dan al reeds geluk vir JG en vir Maryke, maar daarvoor lees ons dan ook saam in die formulier vir die bediening van die doop. Die gedeelte lees, geliefdes in die Here Jesus Christus, vir die bediening van die doop het ons die volgende weet en met ons hele hart daarop vertrou. Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en 'n finale manier bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan die disippels opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here om verbind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën, want ons vereis het dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. Kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief in hulle verlossing neem. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genadeverbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers, broer en suster, vir my en vir jou, om hulle kinders, soos hulle groot geword het, oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toewyding van God se beloftes en hulle tot deelname in die nagmaal te begelei. Ek gaan vra dat Maryke en JG
vir my vorentoe kom. Sy. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie, moet julle opreg op die volgende vraag antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrif van ons kerk vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. En dan ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Ryke? Jeugje? Dan gaan ek vra dat Clara ingebring word, terwyl ons dan staande die volgende lied sing. Kom ons staan weer die volgende lied, lied 293. Ons sing 2 verse, vers 1 en 2 staande, dan kan u weer u plek inneem. Staan. Ek so bly julle twee is ook hier voor saam met ons. Julle gaan eendag vir Sissie vertel as sy groot is, as sy gedoop is met water, nê? En dat sy ook met hierdie water deel word op 'n manier, juis as teken en seël van God se verbond, van God se genade en sy liefde ontvang het. Reg. Ons Clara, kyk my omtrent met groot oë aan. Wat gaan ek nou doen? Ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend, Here, vir JG, vir Maryke en hulle kinders in U kan kom opdra. Dankie Here dat ons in besonder Here vir klein Clara kan kom bid. Dat ons Here kan weet U is haar God. U kom sê ook vir haar Here dat sy aan U behoort. Dat U met haar begin en dat U Here haar liefhet. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Al weet ons nie Here dit as ons so klein is, as ons gebore is nie Here, as ons gedoop word nie. Dankie Here vir U genade en U liefde. Ons kom bid ook so Here vir JG en Maryke Here wat hierdie kinders groot maak. Kom vul hulle met die wete dat U hulle die krag gee, die genade gee om dit ook te doen tot eer en verheerliking van U. Amen. Ek gaan vra dat Gerry vorentoe kom om dan saam met my namens die kerkraad dan ook die gelukwensing te doen. Sy. Ja, dit kan weet ek kan staan.
en julle? Mag dit 'n mooi tyd wees? Is hy? Jy moet mooi vir haar vertel, nee. Is hy? Is hy? Broers en susters, vanmôre ook ons nagmaalsgeleentheid, waar ons vir 'n oomblik kom stil word by die verlossing wat die Here vir my en vir jou bewerk het. Die wete dat God in sy grootheid by ons is. As ons kyk na die nagmaal, is daar dat die gebruik in die gemeente, dat die kinders nagmaal mag gebruik, as die ouers die toestemming daarvoor gee, en dan vra ek dat julle die teken sal hou, totdat ons die woorde dan ingestel het, en ons nooi dan ook die besoekers uit wat vanmôre hier is, om dan, as julle die vrymoedigheid het, om die nagmaal in julle eie gemeentes te gebruik, om dit dan ook hier saam met ons te gebruik. Ons lees as instellingswoorde, die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is 'n nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. As eerstens is dit 'n gedagtenismaaltyd. Tweedens is dit 'n waarborg van God, wat vir ons kom sê, maar dit is my liggaam, dit is my bloed. Derdens is dit die viering van ons gemeenskap met die lewende Here en so ook met mekaar. In die vierde plek is dit 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. In die vyfde plek 'n vreugdefees. En uit dit alles dui dit duidelik dat dit 'n fees van dankbaarheid is, want die Heilige Gees verseker ons deur die tekens in die brood en die wyn van die heil wat ek en jy in Christus deelagtig is. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. Ek gaan vra dat die tafel in gereedheid gebring word en die persone met wie gereël is dan ook kom aansit, terwyl ons dan ook hierdie volgende lied dan saam sing, so wat ons sit. Ek wil
en susters, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes, sonde van versuim, daar waar ons nie goed gedoen het nie, daar waar ons nagelaat het om dit te doen wat die Here vir my en vir jou vra. Ek gaan 'n paar oomblikke gee daarvoor, sodat ons ook onsself opreg voor God kan verootmoedig. Gee 'n paar oomblikke. Amen. Broer en suster, laat ons dan vas glo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna streef om met ons hele lewe in dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te leef. Kom ons staan en bely ons geloof hardop saam, omdat hierdie Here die almagtige Here is. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. En die plek weer inneem. Broer en suster, ek gaan vra dat die diakens voorkom staan, dat hulle die tekens dan kan uitdeel. Ek gaan weer vra, hou asseblief die tekens tot ons nagmaalswoorde ingestel het. Terwyl hulle dan die tekens uitdeel, sing ons dan ook die volgende lied saam. Die nagmaalslied, Vlam 55, dan ook as tafelgebed, sing ons dit dan hartlik saam, soos wat ons sit. Staan skuldig voor U, Heer, voor U, my Vader, wat terugkeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, En my lewe is vuil voor U troon. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om my skoon te was. Want ek weerloos voor U staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, Is 'n teken van die myne sien. al die Oorvloed binne my, kom borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om my skoon te was.
Broer en suster, terwyl die diakens nog daar agter staan, is daar enige iemand wat oorgeslaan is met die brood en met die wyn? Dan kan die diakens dan vir ons vorentoe kom. Kan ek sommer vir jou vra? Lees maar vir die diakens asseblief. Broer en suster, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Broer en suster, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Kom ons bid saam. Here, ons kom dankie, Here, dat ons in hierdie oggend diep bewus kan wees van ons eie krisisse. Ons is diep bewus, Here, van ons eie struikelblokke, Here, wat vir ons voorlê. Maar dankie, Here, dat ons ook in hierdie oggend, ook in hierdie nagmaalsgeleentheid bewus kan wees van die wete dat U vir ons kom sê, U is by ons. Dankie, Here, vir die versekering wat ons kan ontvang, die lof wat ons kan bring van U wat 'n God wat is, wat getrou is. Ons kom bid ook en kom vra, Here, dat U ook U God gegewe doel met hierdie nagmaal sal bereik. Ons kom vra, Here, maar ook so met dit wat ons doen, dat ons daar waar ons gaan, Here, as getuies van U sal leef. Ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ek gaan vra dat die persone wat aan die voor sit, hulle plekke kan inneem, en gee ek geleentheid vir die liefdegawes om opgeneem te word.
Vanaand se sekelmaan is net vir jou. Mag hy dans tot in jou hart en sy arms om jou vou. Want as hy kom praat, so hy eenvoudig sê, hoe diep my liefde hier binne vir jou lê. En mense kind, ek weet, jou hart is broos, want die twyfel trek jou skeef, en jy's leeg en moedeloos. Maar as jy my oor vir 'n oomblik sou kon leef, sou jy 'n bruid. Broer en suster, dis afkondigings vir die week. Ons dink aan die volgende persone. Ons dink aan Tannie Drini Skeepers. En dan dink ons aan die familie van Piet Venske. Piet Venske is oorlede, so ons dink aan sy familie en dan ook aan Tannie Anso Schultz se familie, dan ook met haar afsterwe. Kom ons raak vir 'n oomblik stil in die Here se teenwoordigheid. Here, dankie Here dat ons hierdie persone aan U kan kom opdra. Dankie Here dat ons daar waar daar verlies is, Here, daar waar daar hartseer is, dat ons ook kan kom vra, Here, vir die troos. Ons kom bid, Here, vir Piet Venske se familie en so ook vir Tannie Anso se familie, Here, dat U met hulle elkeen sal wees. Ons kom dra, Here, ook so vir Tannie Drini aan U op. En kom vra U, Here, gee U teenwoordigheid en U genade ook vir hulle. So kom bid ek, Here, vir elke gemeentelid vanmôre. Here, U ken ons bekommernisse. U ken ons vra. Help ons, Here, sodat ons sal moed skep, sodat ons sal kan aangaan tot eer en verheerliking van U. Amen. Broer en suster, verjaarsdag vir die week. Geluk aan almal wat verjaar, mag dit sommer net 'n lekker dag wees. Die eerste verjaar Jessie Jordaan, die tweede Jacques Philip Fransen en Carmie Hannekom, die 3de Februarie Tannie Letitia Nortier, die 4de Februarie Mara Augustyn, die 6de Jacobi van Tonder en dan die 7de Koos Roos. Geluk weer aan almal wat verjaar. Mag dit 'n mooi dag wees. Daar's kategese en teen na die erediens. Die kategese bly sommer net so agter in die kerk. Maandag is dit 10:00, is dit omgeebediening vergadering in die kerkkantoor. 6:00 is dit jeugkommissie vergadering in die konsistorie. En dan Woensdag is dit 9:30 bidtuur by Huis Vergesig en 11:00 Bybelstudie dan ook dan in die konsistorie. Dankie vir elkeen wat help met alimentasie, met ons sonneblomprojek. Ons sorg vir so 3 gesinne. Dankie vir elkeen wat ons help, dat ons ook vir hierdie gesinne kan kospakkies gee. Erediens en sangse vergadering is dan volgende week Sondag die 8de Februarie. En dan FK vergadering dan ook die 9de. En ons kerkraadsvergadering is dan die 15de Februarie. Dan broer en suster, kort ons mense wat kan help by ons kleuterkerk. Om dit te help aanbied. Jy kan met Jolandi praat daaroor. En dan net vir die week nog een afkondiging. Woensdag die 4de Februarie is dit ons wêreldkankerdag stap. Dit is kop 5:00 af en dit is 'n 3 kilometer stap van Huis Vergesig af. En dit is ten bate van hospice. Ons het ook in die konsistorie gesê, jy kan saam met Joshua na die reën stap, maar ons hoop ons stap saam met hom in die reën. So kom woon ook hierdie geleentheid by, wat beloof om 'n mooi geleentheid te wees. Broer en suster, kom ons sluit af met ons slotlied. Ons vir mekaar kom sê, maar ons is hier in hierdie wêreld en ons is die beeld van God. Ons is getuies van God daar waar ons gaan. Mag ons dit ook uitleef tot sy eer. Kom ons staan vir hierdie lied van 41 en vra ek dat julle sal staande bly vir die seën en die lied dan daarna.
geskryf tot sy eer, sorgvuldig elke woord gekies, soos die eeuwigste kleur. Jy is beplan in die hemel nog, verteenwoordiger van God, sorgvuldig aan mekaar geweef, om te leef met jou gebod. Mag jy omgee en lief hê, en soos 'n beeldheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos 'n naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Is gebore in die wêreld, maar gemaak vir 'n paradys, om te lag en te lewe, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klou, wat steeds sy beeld vernietig, en jou vreugde stukken kou. Mag jy omgee en lief hê, en soos 'n beeldheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos 'n naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Van God, wat skitter soos kristal, om die wêreld te herinner, daar's 'n God in die heelal. Kom dan nou en vat sy hand en leef soos sy kind, wat hy self gemaak het, en jy sal vreugde vind. Mag jy omgee en lief hê, en soos 'n beeldheid dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra. Mag jy omgee en lief hê, en soos 'n naam vereer, by almal wat op soek is, na die antwoord op hul seer. Broer en suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sê julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sê julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. En hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Here sien jou en hy beskerm jou. Hy skyn sy lig oor jou lewe. Hy sal genadig wees en altyd naby wees. Hy gee jou elke dag sy vrede. Broer en suster, 'n mooi dag vir elkeen.